Ons is besig met 'n reeks oor in die skadu van die kruis en vandag is die tweede laaste deel daarvan en dis nie omdat ons enigsins genoeg daaroor gepraat het nie. En ons het gesien dat ons leef in die skadu van die kruis. Ons kan nooit van die kruis af wegkom nie. Die kruis is die middelpunt. Die kruis is alles. Die woord sê, daar's hulle wat glo dis dwaasheid, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Dis ook die kruis wat ons verskil van enige ander godsdiens. Ander gode het gesterf. Maar ons God het sy seun gestuur om 'n prys te betaal. En hy het nie net gesterf nie. Hy het opgestaan. Hy leef. En hy sit aan die regterhand van die Vader. En daar is hy ons hoëpriester wat vir ons intree. En in hierdie reeks het ons vir mekaar gesê dat die eerste ding wat die kruis doen is hy werp 'n skade weer oor ons harte. Onthou julle nog die kerkleiers, die godsdienstige leiers, hoe was hulle harte geopenbaar daar om die kruis? Terwyl Jesus ly, spot hulle. Maar die kruis werp ook 'n skadu oor ons besluitneming. En verlede Sondag het ons saam met Pontius Pilatus daar gestaan. Hy wil Jesus vrylaat. Maar sy gedrewenheid na sukses en posisie en mag en eer sit hom in hierdie dilemma. En dikwels bevind ons onsself ook in 'n dilemma wanneer ons moet kies. Want hy vra, wat moet ek doen met Jesus? En dikwels moet ons ook vir onsself vra wanneer ons in situasies is, wat doen ek met Jesus? Ek onthou toe in hierdie week, jy weet, ons het op 'n stadium met ouens seker bandjies gedra, what would Jesus do? Maar ek dink ons moet verander, what will we do with Jesus? Want ons weet wat Jesus sou gedoen het. Maar ons sukkel om te weet wat ons gaan doen, tot ons daar is. So vanmôre wil ek graag verder gaan, en uit die aard van die saak, is dit maar goed wat in 'n ou se eie lewe gebeur, wat goed wakker maak, en as jy na my uitnodiging geluister het vir vandag, dan het ek jou die vraag gevra oor wat vrees jy? Wat is jou vrese? En ons noem dit baie goed, ons noem dit bekommernis, ons noem dit kwelling, ons noem dit angstigheid. Ongeag wat jy dit noem, dis daai goed wat jou 3 uur in die môre wakker maak en laat rondrol. Dis baie keer daai goed wat jou vang in daai oomblikke wanneer jy nie besig is nie, maar jou kop werk. Dis daai goed wat spanning by jou verwek. Genigtig in die afgelope paar weke het ek deur 'n klomp goed gewerk. Vanmôre vra iemand my, so het jy toe die bad uitgebreek? Dank die Here, ek het nie die bad uitgebreek nie. Ek het jou verlede Sondag gevra om bietjie te gaan dink oor daai love notes. En as jy verlede Sondag gemis het, gaan luister net weer, daai love notes. En partykeer kom dit op vreemde maniere, 4 uur in die oggend deur jou vrou, ons gaan nie die bad uitbreek nie. Dan moet jy net bietjie luister. Maar dis daai love notes, wat onthou julle Pilatus se vrou het vir hom 'n love note gestuur, moenie. Het jy 'n bietjie gedink oor die love notes wat God al vir jou gestuur het? As jy nie, wil ek jou aanmoedig. Want dis in daai oomblikke wat God net met jou praat. Partykeer is dit 'n oponthoud, partykeer is dit 'n distraction. But it's there. Man sukkel. Oh my goodness. En in hierdie week het ek net besef, ja,
ek was bang my pa gaan nie dood nie, en toe sê ek bang hy gaan dood, en toe moet ek vir die Here sê, Here, ek is jammer, dit voel so vreemd, en toe dit gebeur, wat doen ek nou? Ek het vanmôre vir Dirk gesê, en Dirk, my pa nou baie goed ook geken, ek sê, my pa was my grootste cheerleader, maar ook my grootste kritiek. Hy was my grootste cheerleader, maar my grootste kritiek. Jy het nooit hard genoeg gewerk nie. Jy was altyd op met vakansie. En julle weet hoe min gaan ek weg. Jy het nooit hard genoeg gewerk. So my cheerleader is weg, maar ook my kritiek. En hierdie vrese kan baie goed wees. Myne was die afgelope tyd oor my ouers, en wat maak ek, hoe maak ek, en daar's nog steeds 'n klomp goed wat ek nie weet nie. Ja, joune is dalk iets anders, dis dalk jou werk, dis dalk jou besigheid, dis dalk jou huwelik, dis dalk jou gesondheid, dis een of ander iets. En ek dink ons almal stoei met iets. Maar daar's 'n ander vrees wat groter is as hierdie vrese, wat ons nie altyd van bewus is nie, maar dit lê hier diep binne in ons, en ons stoei soms met dit in die geheim en in stilte, en dis ons vrees oor God. Sjoe, Lets, wat bedoel jy? Kom ek verduidelik vir jou wat ek bedoel. Ons is baie keer bang vir wat God van ons gaan vra. Wat as God dit van my verwag? Wat as God my by 'n aansluiting of 'n plek bring om iets te doen wat ek mee ongemaklik is? Wat as God my dalk keer om iets te doen wat ek wil doen? En hou dit net hier in jou gedagte vas, want ek, soos wat ons aangaan vanmôre, gaan hierdie ding vir jou duideliker word. En ons praat nie altyd hard daaroor nie. Maar hier in ons binneste. En as jy na die Bybel gaan kyk, dan sal jy sien dat dit daar is. En vanmôre wil ek graag met jou praat in hierdie derde deel, dat die kruis werp 'n skaduwee oor ons lewens. En ek wil hê ons moet vir 'n paar oomblikke gaan stil staan by Jesus se disippels. Ons ontmoet hulle nie by die kruis nie, want hulle is nie daar nie. Behalwe Johannes. Ons ontmoet hulle in die tuin van Getsemane. Maar dis alreeds daar, dat die vooruitsig van die kruis alles skaduwee oor hulle gooi. Markus skryf in Markus hoofstuk 14, en hy haal Jesus aan, en Markus was ook nie daar nie. Hy was ook nie in Getsemane op daai oomblik nie. Want onthou, Jesus het net Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom gevat, toe hy daar gaan bid het, en hy het vir hulle gesê, waak en bid saam met my, en julle weet, hulle het aan die slaap geraak. En dan kom Jesus weer, en dan slaap hulle, en toe eventually kom Jesus, en hy sê, luister, die uur het gekom. Miskien moet jy nie daai woord uur onderstreep. Die uur, vanmôre het die uur ook vir ons aangebreek. Die uur het gekom. Kyk, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. En dan in vers 43 sê hy, en dadelik terwyl hy nog spreek, dis Jesus, verskyn Judas, wat een van die 12 was, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge. Die hele kerklike gespuis. In vers 46. Daarop slaan hulle hande aan hom en gryp hom. Ken dit mos nie. En is Petrus wat gereed staan om Jesus te beskerm. Hy's reg om vir Jesus te fight. Hy sal veg.
En ons weet wat doen hy. Hy gryp sy swaard, hy ruk sy swaard uit, en ek het verlede Sondag net daarvan melding gemaak. Hy kap Malgus se oor af, en dan gebeur daar 'n vreemde ding. Jesus tel die oor op. Jesus spreek Petrus aan, en hy sê vir Petrus, nee Petrus, dis waarvoor ek gekom het. Hoe is dit moontlik? Petrus is gereed om te veg. Jesus sê nee. Markus 14 vers 49 sê, die skrifte moet vervul word. Dis wat Jesus sê, ek het gekom vir dit. Dis hoekom ek gekom het. En dis na aanleiding van hierdie verklaring wat Jesus maak, dat ons sien in vers 50 van Markus 14, dat almal, dis Jesus se disippels, hom verlaat het en gevlug het. En dis iets waaroor Jesus met hulle gepraat het. Hy het hulle gewaarsku dat hulle sal almal vlug. Hy sê, die herder sal geslaan word en die ander sal weghardloop. Die skape sal weghardloop. Hulle vlug in vrees. Ek weet nie heeltemal wat gebeur het nie, want behalwe Johannes en Petrus en Jakobus, wat ons nou weet daar was, sê Markus, daar was 'n ander volgeling van Jesus ook. So, ek weet nie of die ander van die disippels dalk naby gekom het, of wat nie, maar daar was een ouetjie wat sonder sy klere daar weg is. Party van die Bybelkommentare sê, dit was dalk Markus. Maar iemand moes die commotion gehoor het en sy slaapklere daar aangekom het en om so geskrik het toe hulle hom probeer vang het, toe hol hy uit sy klere uit. Hou dit net vir 'n oomblik daar. En Markus is die enigste evangelie wat daarvan verwysing maak, melding maak. En ek het hieroor gedink, dit het dalk fisies gebeur, maar dit sê iets meer. Dit praat van 'n ontbloting. En dit was nie net Markus wat ontbloot was, as dit nou Markus was nie, ons weet nie, moet nooit sê dit was Markus nie. Daar's slim mense wat beweer, maar ons weet nie, ons bly net by die skrif. Dit was iemand. Dit was iemand wat Jesus gevolg het. Maar dit sê vir my meer, dit praat van ontbloting. Nie net was hy ontbloot nie, hy was dalk fisies ontbloot. Maar Petrus, Johannes, Jakobus en die ander disippels was net so ontbloot. Want die vrees het hulle naak gelos. Sal jy dit net nie hou, wanneer jy dink aan jou eie lewe, en dit wat vrees soms doen, dit ontbloot ons. Dit bring eintlik die ware self na vore. Die kruis werp 'n skadu oor ons lewens. En dis nie asof Jesus nooit met die disippels oor hierdie aansluiting in hierdie dag gepraat het nie. Van Jesus se koms het hy vir hulle gesê, ek kom om te sterf, ek kom om te ly, ek kom om 'n prys te betaal, ek kom om oor te gee. Hy het gepraat oor oorgee en opoffering, surrender. Van die begin af, Jesus het dit oor en oor vir hulle vertel, maar op hierdie oomblik, in daai tuin van Getsemane, verander teorie in praktyk. Nou word teorie 'n werklikheid. Daar's 'n groot verskil tussen teorie en die praktyk. Nie waar nie? 'n reuse verskil. So wat het dan gebeur, toe Jesus oor dit gepraat het, het hulle gehoor, maar nie gehoor nie?
Het hulle gehoor, maar nie geluister nie? Het hulle dit gehoor, maar besluit, ons hou nie hiervan nie, kom ons skuif dit net weg. Sit dit een kant in ons gedagtes, maar nou was dit anders. Nou word dit 'n werklikheid, want nou word hulle gekonfronteer met dit wat Jesus van die begin af vir hulle gesê het. Dis wat dit gaan wees. Kan ek dit weer sê, daar's 'n groot verskil tussen teorie en realiteit. Sal jy dit net vashou? En die disippels het hiermee geworstel. Want nou was dit nie meer teorie nie, dit was nou realiteit. En nou oorweldig vrees hulle en hulle sukkel daarmee. Vanmôre is ek besig om koffie te maak daar agter in die kombuis. En Ringo stap in, maar ek skrik my buite weste. Want ek het dit nie verwag nie. Hier gebeur iets en die disippels sukkel daarmee. Maar kom ek vat jou na Matteus 16 toe. Bietjie vroeër. By 'n geleentheid sit Jesus met sy disippels en hy vra vir hulle, so wie sê die mense is ek? Matteus 16 vers 13. En dan sê hulle, wel sommige sê jy's Johannes die Doper, ander sê jy's Elia, ander Jeremia of een van die profete. Maar dan in vers 15 vra Jesus hulle direk, maar wie sê julle is ek? En is Petrus wat sy hand opsteek. En Petrus sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dis op hierdie antwoord van Petrus dat Jesus iets baie profound vir hom sê. Hy sê vir hom, Petrus, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, daar in vers 17. Hy sê, God die Vader het dit aan jou geopenbaar. Die implikasie is, jy kon dit nie self uitdink nie, Petrus. Die Gees van God het in daai oomblik met jou gepraat en deur jou gepraat en hierdie verklaring gemaak, hierdie openbaring gemaak. En dan sê Jesus, en dis op hierdie openbaring. En baie keer sê mense, dis op Petrus. Nee, dis die openbaring dat Jesus Christus, die Seun van die lewende God is, wat Jesus sê, dis op hierdie openbaring dat ek my kerk sal bou en die poorte van die hel sal nie daarteen kan staan nie. Nie op die mens Petrus nie, op hierdie verklaring, op hierdie openbaring. Die poorte van die doderyk sal dit nie kan oorweldig nie. Maar dis van hier af, en na aanleiding hiervan, dat Jesus eintlik met hulle begin praat oor sy dood en oor die kruis. And can you believe it? 'n paar verse verder, en dan moet ons weet, alles gebeur nou nie so in staccato nie, dis maar soos wat hulle dit neergeskryf het, maar in dieselfde asem, na hierdie wonderlike openbaring deur die Gees van God, deur Petrus se mond, sê Petrus, hy vat Jesus een kant. Hy sê, moenie so praat nie. Hy begin Jesus bestraf, en hy sê, hey, God sal dit verhoed. Jy sal nie sterf nie. Kruis is nie vir jou nie. Tja. Eintlik sê Petrus, ons sal dit nie toelaat nie. En Petrus was 'n man van sy woord. Want wat gebeur aan die tuin van Getsemane? Hy pluk sy swaard uit en sê, it's time to fight. Ek wil hier met iets hoor. In een asem maak hy hierdie wonderlike verklaring deur die Heilige Gees geïnspireer, en die volgende oomblik kom sy menslikheid na vore en hy sê, daar's nie 'n manier nie. God sal dit nooit toelaat nie. Hallo? Hoor jy vanmôre iets?
Hoor jy vanmôre iets van jou eie hart? Hoe maklik ons praat uit God se woord uit. Want dis teorie. But it's tough. Dis tough. Wanneer ek dit moet leef. Wanneer dit aan my vel kom sit. It's tough. Al die goed wat ons glo en sê en praat. It's tough. It's tough. Iemand het eendag dit gesê, the disciples understand Jesus' personage, but they cannot grasp his purpose. Dit was maklik vir hulle om sy karakter, sy persoon te kan aanvaar. Wow, het was great toe Jesus opdaag. Demone vlug, siekte wyk, die dood word lewendig. Dit moes seker great gewees het toe Jesus sy mond oopmaak en hy floor daai godsdienstige leiers met sy wysheid en sy kennis. Amazing. But the purpose. Ek kom om te sterf. Ek kom om my oor te gee. Ek kom om 'n prys te betaal. Dis moeilik. Dis iets wat hulle nie kon begryp nie. Dis iets wat hulle nie kon aanvaar nie. En dis hier wat vrees sy greep op hulle gekry het, want toe hulle Jesus arresteer, toe vlug hulle. En ek dink toe hulle hol, met of sonder klere, toe hoor hulle Jesus se woorde, as jy my disipel wil wees, moet jy jou kruis opneem en my volg. Geliefdes, en dis wanneer ons in die skadu van die kruis staan en jy toelaat dat die kruis op jou val, dan besef jy dat die definisie van disipelskap is net een ding: oorgee. Surrender. Dis die definisie. Dis die definisie. Dis die definisie. Dis om ons lewens oor te gee, to surrender our lives. En dis wat Christendom beteken. Ons het dit ander goed gemaak. Verskoon die uitdrukking, ons dink is 'n free get out of hell card. Dis 'n vrypas. Dis 'n kits manier om gelukkig te leef. Dit is. Ons het dit iets anders gemaak. Die kerk het dit iets anders gemaak. Ons vertel vir mense, jong, as jy Jesus volg, it's just going to be an easy road. You're just going to have money and honey and everything else. Well, definitely.
Maar ek en jy wat hier sit vanmôre, is oud genoeg om te weet, dit kos iets. Ons geloof is nie 'n kruk nie. Ons geloof is 'n kruis. Hashtag. Ons geloof is nie 'n kruk nie. Baie keer sê mense, ag nee, want julle godsdienst is 'n kruk, jy weet, julle wil nie, no, it's not the crutch, it's a cross. Is jy nog hier? Jesus het by verre meer keer gesê dat ons hom moet volg, as wat hy ooit gesê dat ons in hom moet glo. Ja, ons moet in hom glo, dis die begin, dis die aansluiting. Maar Jesus het gesê, volg my. Volg my. Volg is nie teorie nie, volg is praktyk. Kan iemand sê amen, eina of wat ook al? Geliefdes, en as ons nie daarin slaag om te sien dat Christenskap of disipelskap gegrond is en gevestig is in die kruis nie, in 'n lewe van opoffering, oorgee en lojaliteit, dan, as ons dit nie kan insien nie, dan sal vrese die geneigtheid hê om ons te versoek om te vlug. Of om te veg. Eerder as om oor te gee. Want wat het gebeur? Toe Jesus homself oorgee. Dink net bietjie alles wat gebeur het. In die eerste plek, toe Jesus sê, hier's ek, toe slaan die krag van God daai klomp soldate onderste bo. Duidelik het dit een keer gesê. Toe moet hy nou eers sê, vir hulle sê, okay, ek sal nou maar wag tot julle nou weer op julle voete is en weer julle koppies bymekaar het, dat julle kan aangaan. As Jesus wou vlug, was dit 'n goeie tyd, jy weet. Come on. It's God's appointed time. Jy weet, die soldate val onder die krag van die Here. En Jesus sê, ek gaan nou maar 'n bietjie wag. Okay, dis my imagination. But man, wat moes Jesus gedoen het? Jy weet, Petrus kap hier oor af en dan dink Jesus, nou moet ek nou, yeah, come on, Peter man, don't you understand? Vir 3 jaar loop julle saam met my, vir 3 jaar hoor julle. Maar julle hoor niks. Julle sien niks. Julle verstaan niks. Hoe lank loop ek en jy saam met God? Hoe lank loop ek en jy saam met die woord? En ons sukkel steeds. But it's okay. Okay. Jy weet, soos ons sukkel om dit te verstaan, is dit moeilik. Kom ek vat jou net gou weer terug na Petrus toe. Petrus het by 'n vorige geleentheid, en ek haal 2 skrifte aan uit Lukas en Johannes, waar Petrus vir Jesus gesê het, toe Jesus praat oor sy sterwe en die dood, hy sê, it's okay, ek sal saam met jou tronk toe gaan en ek sal saam met jou dood gaan. Ek sal my lewe gee. Maar solank dit op my terme is. Everybody loves a hero. Ons vereer mense wat vir 'n goeie saak gesterf het. Ons gee vir hulle geliefdes medaljes en vou vlakkies op en sulke goed, hulle word heroes, maar niemand word 'n hero of vereer as jy 'n vyand van die staat is nie. That's what Jesus was, according to them. Het is maklik om 'n hero te wees wanneer die adrenalien pomp. Maar wanneer jy in 'n kruis hang, of wanneer die vlamme op die brandstapel jou voete lek,
of die tou om jou nek is op die galg. That's another story. That's another story. En die disippels wil veg om te voorkom dat Jesus aan die kruis hang, maar Jesus sê, dis waarvoor ek gekom het. En toe hulle sien dat hy homself oorgee, toe vlug hulle. En ek en jy is soms gretig om vir Jesus te veg, of hom te beklei, totdat ons besef waartoe Jesus ons roep. En is Bonhoeffer wat gesê het, the cross is laid on every Christian. The cross is laid on every Christian. En dan gaan hy verder en hy sê, the first Christ's suffering which every man must experience. Dis in sy boek, The Cost of Discipleship. Hy sê, which every man must experience is the call to abandon the attachments of this world. Om ons los te maak. Thus it begins, the cross is not the terrible end to an otherwise God-fearing and happy life. It's not the terrible end. I say, but it meets us at the beginning of our communion with Christ. When Christ calls a man, he bids him come and die. Jo. Jesus het mos gesê, as jy my wil volg, moet jy jouself verloon, jou kruis opneem en my volg. So laat ek terugkom na my vraag vanmôre by die inleiding, oor ons vrese oor God. Nou maak dit bietjie meer sin, hè? Maar wat as God my vra? Ons stoei met daai goed, nee. Wat as God van my vra om alles te los en hom te volg? Wat as God van my verwag? Wat as God van my verwag om nee te sê in hierdie situasie? Of dalk om ja te sê. Maak dit sin? Sal jy vanmôre my gelyk gee dat daai is goed wat die diep lê. Wat as God van my? Maar ek dink, ek het hier geskryf, ek is oortuig, maar ek moet nog myself oortuig. Ek dink it all boils down to hoe ek God sien. My view of God. Sien ek God as iemand wat van my wil vat? Van my wil wegvat? Sien ek God as my vyand? Dan sê jy, dis bietjie kras. Come on. My pa was 91. But what if he was 19? Ek wil nie nou begin voorbeelde hier uithaal nie. But what? Hoor julle vanmôre? Die kruis werp 'n skaduwee oor ons lewens. En dis hoe ons God sien.
Want elke besluit en elke gesindheid en elke optrede, ons bereidwilligheid om oor te gee, to surrender, kom alles terug oor hoe ons God sien en hoe ons God ervaar, our view. Ek het hier geskryf vanmôre weer in Potlood, sien ons God as iemand wat wat van ons wil wegvat, ons vryheid, ons drome, ons goed. Maar dis wanneer ons in die skadu van die kruis staan, en ons voel, dit is too much en ons wil weghardloop, dat ons eintlik moet besef, ons hardloop dan weg van God se genade af. Want dis in die kruis waar ons genade vind. Dis in die kruis waar ons God se liefde sien. And that's a bit weird. Dat iemand moet sterf, maar ek en jy verstaan, iemand moes vir ons sonde sterf. En as die Here wil ek volgende Sondag hierdie reeks klaarmaak om met jou te praat oor die feit dat die kruis selfs 'n skadu op God werp. Because God turns away. Did God turn away? Ek los dit net daar. En as ons op die plek kom waar ons dit kan insien, en dis net by die kruis, waar ons kan besef, wat God eintlik vir ons kom doen het deur Christus. God se liefde. En dat God 'n goeie God is, ten spyte van. En hierdie week toe sê ek vir die Here, Here, I've got no regrets oor my pa. Maar my hart, maar wat ek nie verstaan nie, hoekom moet my ma se kop nou in hierdie tyd te mekaar raak? My pa se kop het niks mekeer nie. Hy's dood met gesonde verstand met 'n swak lyf. Maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Sy hart het gaan staan, maar weet julle wat? Hy was nog nie 50 nie, toe het my pa seker 4 hartaanvalle gehad. Dat die sy versekering gekanselleer het, sy life insurance. Ons was sulke kannetjies. En my pa het gebid en vir die Here gevra, die Here moet vir hom 'n nuwe hart gee. And it worked till 91. Pas op met die vra. Okay. Is alleen wanneer ek nie weghardloop of veg of vlug nie, dat ek iets verstaan van God se liefde. God se omgee. God se groter plan. God se groter doel. Groter as wat ek en jy self kan dink of droom. As ons net bereid is om daar in die skadu van die kruis te vertoef, sal ons besef, God is nie ons vyand nie. Maar God is ons redder. En dis dan wanneer hy ons ewige skuilplek word. Gaan kyk weer op jou blaadjie na die eerste deel. Deel 1. Daar het ek net 'n paar Ou Testamentiese verse uitgelig, en ek het dit vroeër gesê, waar God ons skaduwee is. Maar dis eintlik 'n metafoor van sy teenwoordigheid, sy beskerming, sy omgee. Maar kyk net gou 'n bietjie hier na Psalm 27 vers 1 in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, die Here is my lig en my redding.
vir wie sal ek dan vrees? Die Here is my lewenstoevlug, my skaduwee. Vir wie sal ek bang wees? Hoekom sal ek bang wees? Die kruis roep jou en my om oor te gee, to surrender. Maar dis 'n oorgee aan iemand wat ons liefhet. Met 'n ewige, diep, innige liefde, 'n liefde wat hy kom bewys het deur sy seun Jesus Christus. Daarom hoef ek nie te vrees nie. Hoef ek nie bang te wees nie. Jesus het gesê, en ek het dit al aangehaal, Matteus 16 vers 25, want elkeen wat sy lewe wil red, deur te veg of te vlug, sal jy daai 2 woorde daarby skryf by daai redding, sal dit verloor. Die disippels hol, hulle kruip weg. As jy dink jy gaan jou lewe red deur te veg en te vlug, gaan jy dit verloor. Maar as jy jou lewe verloor deur oor te gee, to surrender, you will find it. You will find it. Geliefde, as ons in die skadu van die kruis staan, is daar 'n duidelike roepstem, en daai stem roep ons om oor te gee. Maar weet jy wat doen ons eintlik? Ons ruil vrees vir vryheid. Ons ruil vrees vir vryheid. Die disippels wou nie vertoef nie. Hulle het gevrees en gevlug. God wou hê hulle moet deel wees van hierdie groot plan, hierdie groot droom, hierdie groot verhaal, maar hulle vlug en hulle mis iets. Behalwe Johannes, hy was daar. En vanmôre toe ek weer hieroor dink, toe dink ek, but you know, God is such a gentleman. Vir hoeveel dae daarna, na Jesus se kruisdood, se sterwe en se opstanding, verskyn hy weer aan sy disippels. Is nie amazing nie? En ongeag hoeveel keer ek en jy ook maar gevlug het en gevrees het, God shows up. Vanmôre daag hy op. Vanmôre is hy hier en hy kom praat met jou en met my. En ek weet jy sou liewer gesê, well, kom Jesus self. He's got a bigger job. Hy tree daar vir ons in. Hy het maar vir my gestuur. Maar vanmôre deur sy woord kom sê, hier's ek wil net vir jou sê, hier's ek, hoor vanmôre, moenie vlug nie, moenie vrees nie, ruil jou vrees in vir vryheid, vir my vrede. En ek is oortuig, elkeen van ons moet vanmôre iets inruil. Wat moet jy inruil? Wat is hy vrees? Miskien vra die Here jou lankal om iets te doen. Om hom te vertrou met iets. Ek kan aan 'n paar goed dink wat ek jou wil sê, maar dan kan jy dalk vir my kwaad wees. Maar jy weet, dalk vra die Here al lankal vir jou, neem net daai eerste stap van geloof, neem net daai eerste stap van gehoorsaamheid. Ek sorg in elk geval al lankal vir jou. Hoekom wil jy worry? Hoekom wil jy vashou aan dit wat in elk geval nie joune is nie, wat ek in 'n oomblik en 'n oogwink kan wegvat? Mag ek nog ietsie sê en dan gaan ek nou niks meer sê. My vrees het my gedryf. Want ek besef toe,
ek kan nie twee mense sit wat hulle self nie kan help nie, my pa en my ma. En ek het video's want ek het gesê my pa moet nou sterk word want hy moet nou net kan weer opstaan. En ek het vir die fisio gesê, jy moet maar werk. Jy moet met hom werk. Sy het vir my video's gesê, my pa trek, hy rek, en ek sê, ag Here, as hy desperaat is, you do funny things. En gister toe ek weer na daai video's kyk, tog ek, oh, you're such a fool. Want dit is wat, ek was, En weet jy wat, is amazing. Maandag was, die mediese fonds het 5 dae by die step down goedgekeur. En maandag toe is daar nog 'n vrees by my vroegoggend. Ek was al vroeg daar met die dokter te praat. Hoe gaan ons nou maak? Ons moet nou aansoek doen. Dit. En op die 5de dag, 5 is genade. Toe besluit die Here, weet wat? My grace is enough for you. Toe die foon lui, toe dog ek, dis die girl wat my bel om vir my te sê, wat moet ek 'n vorm kom invul vir die volgende 5 dae? En sy sê net, sister so and so, your dad is resting. Ek sê resting or resting? Sy sê resting. Wat vra die Here al hoe lank vir jou? Wat is daai tree? En ons probeer onsself met baie goed wys maak. We have many arguments. En ons probeer onsself justify. Nee, okay, I've said enough. Luister gou, ek weet nie wie dit gesê nie. Hy sê, at this point, we don't lose ourselves. It's at this point that we find ourselves. By wat 'n aansluiting? At the foot of the cross. Wanneer ons oorgee en toelaat en surrender. We don't lose. We don't lose. We find ourselves. Jesus sê die groter prentjie gesien en verstaan. Die disippels het daarmee gesukkel. Hulle het later bygekom. Maar kan ek jou vanmôre vra, kyk my in die oë. Wat van jou? Wat van my? Wat van jou? Wat van my? Kan ons die groter prentjie sien? Groter ewigheid. 'n Groter belofte. Ja. En maandag het my pa die tydelike met die ewigheid geruil. Hoe lank is die ewigheid? 91 is a long time, but eternity is forever and ever and ever. Wat moet jy vanmôre ruil?
Net daar waar jy sit vir 'n oomblik, wil jy jou oë sluit. Waaroor praat God se Gees nou met jou? Wat is daai vrees wat jy nou moet ruil vir sy vrede? Sy vryheid. Let it go. Sê, dit is maklik vir jou om te sê. Dis dalk maklik. Maar laat dit gaan. Neem daai tree, neem daai stap. Gee oor. Daar's 'n ou koorvers. Jy kan sommer net jou oë sluit wat sê, I surrender all to thee, my precious Savior. I surrender all. Kan ons dit sing vanmôre as 'n gebed, terwyl jy en ek vanmôre oorgee? Saam my opstaan. All to thee. I will ever love and trust in His presence daily. All to Jesus I surrender. Surrender all to you, all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee. Gee dit nou oor. Sê Here, ek gee vanmôre oor. Ek kies vanmôre om dit oor te gee. Vanmôre om gehoorsaam te wees aan U stem, aan daai roepstem, Here. I surrender all. I surrender all. All to thee. My blessed Savior, I surrender all to thee. All
Here, vanmôre staan ons voor U. U weet wat ons moet oorgee. Ons moet onsself oorgee, maar vanmôre is daar dalk daai een ding wat U so lank al met ons praat, daai een stap van gehoorsaamheid, daai een oorgee, daai een vertroue. Here, vanmôre is 'n love note. Hierdie woord is vanmôre 'n liefdesnota wat ons uitnooi. U nooi ons uit na vryheid. U nooi ons uit na lewe. U nooi ons uit na oorwinning. Heilige Gees, dis vanmôre die gebed van my hart, dat U met ons elkeen sal praat. In hierdie week, Here, dat U deur U Gees met ons sal werk en met ons sal praat en dat ons gehoor sal gee aan U stem. Dat ons nie sal veg of vlug nie, maar dat ons sal oorgee. Want U is ons oorwinning, U is ons lewe, U is ons toekoms. Dankie vir U woord. U woord is die waarheid. U woord het ons vanmôre kom ontbloot. Ons staan naak, maar dankie dat U liefde ons vanmôre kom bedek. Ons toemaak. Ons skaamte wegneem. Ons eer U daarvoor. En Here, sal U genade, U liefde en U teenwoordigheid en U vrede in hierdie week met ons gaan en bly totdat Jesus kom. En ons almal sê